Wat 'n absolute voorreg, Jesus, om vanmiddag die naam aan te roep. We speak the name of Jesus. Anxiety, depression, ongeloof, twyfel, omstandighede, alles, we speak the name of Jesus. Vir ons families, vir daardie persoon wat ons nie eens ken nie, we speak the name of Jesus. Oh shit, U is God en U is goed. Jesus, die blink môre ster, daardie roos van Saron. U is die koning van die konings, U is die Here van die leerskare. U is Jesus, die naam bo alle name. En die woord verklaar koning dat elke tong sal bely en elke knie sal buig voor Jesus. Ontvang die lof en die eer en die aanbidding in hierdie tyd. En dankie Here, dat ons vanaand in U huis kan vergader, onder U krag, onder U leiding, Heilige Gees. Amen en amen. Die Here ontvang 'n lofoffer, amen. Die laaste liedjie ken die kind, ouers, kyk net vir my, ken sy die liedjie, sy woorde, want sy sing dit. Het jy gesien, ek weet nie oud is hy nou weer nie, sy is 5 jaar oud, halleluja, prys die Here, vir 5-jarige kind wat, as hy 'n hartjie so vat, en dink myself, Jesus, wat gaan hy doen met daai kind? Elkeen van ons het 'n mandaat, amen. Baie welkom by julle vanaand hier by die huis van die Here, vir ons aanlyn kykers, familie reg oor die wêreld waar julle self bevind. Ek hoop dit gaan goed met julle. Is JC okay? Het al sy eie skei gekoop? Nog nie. Hy gaan terugkom met nog geskei, jy weet. Een van daai met die groot wat moet dit seile, jy weet, een van daai, wat noem hulle Dangos of iets. Hy het 'n naam, daai skeite in die Mediterranean. Nie te min destinstane. Make it two. Amen. So ja, het gaan goed met JC en die spannetjie daar in Zanzibar. Welkom by vanaand hier waar ons weer vergader en is awesome om te weet dat ons die voorreg. Janine het vanmôre 'n waarding, alles wat Janine vanmôre gesê het was die Heilige Gees geïnspireer. Ek wil nou net uitsonder nie. Ek dink was vanoggend 'n besonderse diens oor die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens. Wat so opvallend was, omdat ek sendeling my hart is en ek is nou besig om daaroor assignments te doen rondom die kerk in die lande waar ons kan verkondig. Ons is, die kerk in die geheel is 'n gluttonous church, 'n vetgevrete, sorry vir die Afrikaanse woord, kerk waar daar geen werk is nie. Wanneer jy jouself gaan bevind in 'n plek waar die Christene vervolg word, en ons is baie ver van hier af nie, dan sien jy eintlik 'n lewendige kerk. 'n Kerk waar hulle die Here aanbid dag en nag. Hulle wil nie iemand ophou nie, dank die Here. En ek weet 'n beweeg kerk. Ek wil die Here eer vir beweeg kerk, want ek weet dis 'n oorlog. Ons is in 'n oorlog en ons het 'n weermag. Amen. Julle is almal deel van daardie weermag. Amen. Party van julle is kokke. Party maak die koffie. Amen. Dankie Jesus. 'n Weermag sonder koffiewyn dink ek gaan nie werk nie, né? Goed, ek het natuurlik die voorreg om vanaand en die Here vat my na die 2 tuine toe, spesifiek die 2 tuine en ek sê vir die Here, dis 'n moeilike een want daar's baie werk ingesit. En meer ek toe in die Bybel gaan baljaar en gaan kuier by beide tuine, hoe meer ek aan sit, hoe meer kom ek agter hoe belangrik is dit dat ons baie keer so 'n bietjie moet net terugsit en 'n oombliekie gaan kuier by die 2 tuine, juis om te hoor wat God se plan en mandaat is oor sy skepping. Amen. So laat my toe die Here vanaand deur die krag van die Heilige Gees om met julle woord te bedien rondom die 2 tuine. En baie belangrik, toe ek hierdie woord begin voorberei en ek gaan deur dit en ek gaan raak net stil voor Jesus. En ek besef die grootheid van God. Onbeskryflik groot. En ek kyk na hierdie video, awesome video van die sterreruim. Ek love sterre, ek is môre vroeg. Dus ek weer buitekant, my vrou dink seker ek's met die maan geplan, maar die maan was weg. Amen. Plan met die sterre. En ek kyk na hierdie sterre en dink myself, dit is hemelliggame wat ons nie kan beskryf nie. Ons het 'n prentjie wat een van hulle met 'n teleskoop vir jou sê, ek is self een. And we got no idea.
Maar in dieselfde asem gee die Here vir ons soveel mooi woorde rondom dit wat hy vir ons geskape het. En ek gaan vanaand met julle deel. Kom ons begin met die skrif. Die 2 tuine, so baie belangrik. Dit is natuurlik die tuin van Eden waar ons gaan wegtrek. Dan gaan ons 'n draai maak by die tuin van Getsemane en teen die einde van die aand dan sal ons gaan kuier by die Nuwe Jerusalem. 'n Stad waar ons gaan saam kuier. Amen. Die dag as jy seisoen klaar is hierso en ons gaan na 'n ander plek toe of ons bly hierso. Okay, die res van julle. Amen. Nou jy stay hier. Waar bly jy? Hier. Jy kan later stil bly. Jy bly hier, hè? Tuin van Eden, tuin van Getsemane en dan die heilige stad waar die heerlikheid van God sal wees. Ons gaan saam kuier daar. Amen. Goed, 2 tuine. Ek begin met die tuin van Eden. Ek gaan vir julle skrif lees. Genesis 2 vers 8. Halleluja. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste. Baie van die gebeurtenisse van God is in die ooste. Het altyd in die ooste plaasgevind. Gaan kyk daarna. En daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. 'n Plek gegee. Dit was nie per ongeluk uit Adam geskaap het nie. Hy het 'n tuin gemaak en voorberei. Hy het 'n plek voorberei waar Adam en Eva kon bly. Hulle tuiste was die tuin van Eden. Die teenwoordigheid van God. Amen. Hy het vir hulle 'n plek gegee waar hulle saam met hom kon kuier in die aandwyntjie. Amen. En die Here maak hom bekend dat hy het 'n plek vir jou in sy tuin van Eden, in sy hart. Hy het jou geformeer dat jy aan hom kan behoort en saam met hom kan wandel. As jy vanaand hier sit, is by die huis vanaand, waar ook al jy self is, en jy sê, maar ek is reeds daar, fantasties, maar daar's iemand in jou lewe wat jy die woord moet hoor. Daar's 'n familie, daar's 'n vriend, daar's 'n vriendin, daar's 'n vyand, daar's iemand wat moet hoor dat God hulle ook geskape het. Amen. Kan ek net sê, die Hindu is nie die vyand nie. Hy is onder die invloed van die vyand. Maar hy is geskape deur die almagtige God. Hy het net sy mandaat misgesit vir 'n bakkie curry. Amen. Halleluja. Ek kom, maar mag ek curry heilig? Jy sê, gooi my broer. Hot man, hot. I've got Jesus in my life. Amen. Belangrik vanaand is dat die tuin was 'n plek wat God vir Adam gegee het en Eva, en ons het ook vandag daai plek. Ons het nie daai tuin vanaand nodig, ons het die Heilige Gees waar God wil sê, ek het 'n plek vir jou in my hart. Kom na my toe. Dan die tuin van Getsemane. Ja, al 4 Gospels praat van in detail van die tuin van Getsemane en hoe belangrik daardie tuin was. Ek gaan gou vir julle skrifdeel rondom die tuin van Getsemane. Markus 14:32 sê, toe kom hulle in 'n plek waarvan die naam Getsemane was. En hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek gaan bid. 2 tuine wat God geskep het, albei het God geskape, bymekaar gebring. Die tuin van Eden in die ooste, die tuin van Getsemane in die ooste van Jerusalem. En altyd die tuine is simboliek en altyd van die tuine is lewe is tuine wat bestaan het en altyd van die tuine was God ook teenwoordig geweest. Ek gaan met julle skrif deel. En elkeen van die tuine het 'n doel en 'n mandaat oor ons lewens. Amen. God het altyd geskaap die tuin van Eden, 'n plek van genot. Wat jy woord die getik Afrikaanse woord, ongerepte natuurskoon. En ek besef toe ek die woord voorberei, die Here net wil hê ons moet baie keer, ons is so gefokus op net op een ding, die mensekind, amen, ons moet disippels maak, maar die oorspronklike opdrag wat Adam ontvang het, sê was wat? Gaan bewerk die tuin. Moet nou nie vanaand sê, Jean het gesê ek moet die disippels los, ek moet gaan tuin maak nie. Amen. Is anyway winter, los die gras, die goed uitgroei. Dis anyway te nat om gras te sny. Die arme grasnytjies kan nie hier werk nie, né? Natuurlik, né? Belangrik van ons vanaand is om te besef dat ons het 'n mandaat ook, die natuur skoon. Ek is vanmiddag ek het met my bruid huis toe op die Halie op 'n stadium terug vanaf 'n plekkie
en 'n bakkie ry voor my in die vinnige baan natuurlik weer eens, né? Nie waar jy hoort nie. En uit die venster kom 'n handjie. Kippe, daar gaan die papiertjie uit toggie. Daai selfe vrugteboom van vanmôre wat in my gatsak was, hy's nou in die panniers. Hy kan nie eens uitkom nie. En ek blaas hoe ek sê, "Hey, hou op mors." Deel van ons mandaat is om kyk agter jou kontry. Ons vergeet daarvan, né? Ons is so besig met baie ander dinge dat ons vergeet dat daar was ongerepte natuurskoon. Daar was 'n plek van volmaaktheid. Tuin van Eden was volmaak. Amen. Daar was geen verdrukking, daar was geen sonde nie tot op 'n oomblik van waansin. Maar daai plek het bestaan. En God wil ons terug hê met daardie verhouding wat hy gehad het met Adam en Eva. Voor daardie oomblik van waansin. Hy het saam met hulle in die middag aandwyntjie, hy het saam met hulle gaan stap hand aan hand. Ek het altyd die prentjie in my kop en wat moes gebeur het? Wat het God vir Adam gevra? Adam, wat het jy hierdie ding genoem? 'n Giraffe. Het 'n lang nek. O. En daai ding, hippopotamus, Afrikaans, sekoe. Né? En God het nie gesê, jy kon Adam 'n aannaam gegee het nie, hy het nie. Well done. Well done, Adam. Ons is so geneig om te vergeet van wat in daardie tuin gebeur het, né? Maar dan aan die ander kant, die tuin van Getsemane, die teenoorgestelde van volmaaktheid en van 'n ongerepte natuurskoon. Dis 'n plek van waansin, dis 'n plek van waar bloed gevloei het. Eerstens Jesus op sy knieë waar sy sweet 'n bloed geword het. En later op die donderdag aand waarom Malgas se oor afgekap was. Getsemane, as jy kyk na die woord Getsemane, beteken oliepers. 'n Plek waar die olyfbome se 'n vrug afhaal het en hom gepers. Ek weet nie of julle ooit al olyfolie gedoen het nie. It's quite a job. Nommer 1, daardie vrug wat volmaak is, moet gekneus word. En gekneus word. En gekneus word. En wanneer jy klaar gekneus het aan hierdie olyf, dan sit jy hom onder 'n swaar klip of klipblaaie. En dan begin hierdie klipblaaie stelselmatig, sistematies, geleidelik die olie uit hierdie vrug uitdruk. En waar hy uitkom is 'n suiwer olie. Is dit nie simbolies van Jesus wat op daardie donderdag aand al begin het, toe hom begin kneus het nie, daar in Jerusalem nie, hom geslaan het en hom verneder het nie. En toe op die kruis hang, toe hang die sonde van die wêreld, jou sonde en my sonde, soos 'n swaar klipblaai op sy. En dit druk vir hom, dat daar niks meer oor is nie. Maar hy uitkom as 'n suiwer mens, ek en jy. Ons is die olyfolie van Jesus, is 'n verdrukking. Amen. As jy vanaand hier sit en jy sê vir jouself, ek weet of ek iets werd is nie. Kan ek net vir jou sê, jy is daai suiwer olyfolie waarvoor hy gesterf het. Ons sal nie die volle prentjie verstaan tot die dag wanneer jy voor hom staan en hy kyk en jy kyk in sy hande en hy wys jou sy en hy sê, ek het dit vir jou gedoen. Amen. Tuin van Getsemane, 'n plek van verdrukking, 'n plek waar die bloed gevloei het. Ek het nou gesê God was by albei teenwoordig. Kom ek gee net vir julle skrif vanaand. Nommer 1, Genesis 3 vers 8. Na die sondeval sê die woord, en hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. Ek wil nie ons vanaand vir jouself sê, maar dit was die tuin van Eden. Ek kan dit nie vandag, ek kan nie dieselfde hê nie. Ons kan presies dieselfde hê. Die stem van die Here jou God is jou porsie. God het jou geskape, hy wil met jou praat, hy wil elke middag in die aandwyntjie wil hy jou hand vat en hoor Jean, hoe was jou dag? Ag Vader, nie te goed nie, maar die ou langs my geïrriteer. Ek het daarom vir die ou gesê, kan ek vir jou bid? Ek gaan vir jou bid, nee, ek moet sê, ek gaan vir jou bid, net so, maar kwaaierig, jy weet mos, so lekker, ek gaan vir jou bid, ding is JC, waar is jy nou? Ek gaan vir jou bid, my broer. Amen. By the way, die nuwe beradingsentrum is hier in die koffiekroeg. Beweeg Kerk se beradingsentrum is daai plekkie. Kom, ek sal jou beraad daar, hè? Ja, jy's veilig daar. Beradingsentrum. Johannes 18 vers 1, hoor hierso.
nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor die spruit Kedron gegaan, waar daar 'n tuin was. Wat so simbolies vir my is die volgende, hoor hierso, waarin hy self gegaan het en sy disippels. Asof die wêreld baie keer sê dat dit nie gebeur nie. Hoor nie, dit was nie Jesus nie, hier is 'n klomp gemors. Nee, hier staan die woord beide. Hy het self gegaan na die tuin in Kedron, Getsemane, met die wete wat met hom gaan gebeur. En ek en jy vanaand, dat jy sit ewe by die huis is, ons is die resultaat daarvan, suiwer olyfolie. Die aroma van jou, God loves the aroma wat ons afgee, daai suiwerheid, amen. Dan wil ek 'n bietjie praat oor die bome, al by tuin, daar was 'n paar bome, die boom van die lewe in die middel van die tuin, en net reg langs dit, die boom van die kennis van goed en kwaad. Ek wil net gou vanaand vinnig met julle iets deel wat die Heilige Gees my gewys het. Die twee bome was langs mekaar in die tuin van Eden. En baie keer sê ons onsself, die man het sy rug op God gedraai, né? Ons gebruik baie keer daai analogy. Ag, ek het my rug op God gedraai. Ek wil eintlik sê, eintlik is dit nie so eintlik nie. Dis wanneer jy daardie fyn lyn het van kyk na die boom van die lewe en net so draai, dan sien jy die waansin. Baie keer daai lyn tussen goed en kwaad in die lewe is 'n baie fyn lyn. As ons nie deur die Heilige Gees gevul word elke liewe dag van my lewe nie, dan sal daardie wat jy woord môre gebruik het, die algoritme. Jy het net daai bietjie nodig. Ons gebruik 'n Engelse sê dan a miss is good as a mile, nee. Frank ken daardie besigheid. A miss is as good as a mile. Dit is daardie klein bietjie. Wanneer jy gaan kyk die Olimpiese spele waar daar mense wat die guns skiet en so aan na 'n target toe. Jou 10 en jou 9 is letterlik net 'n lyntjie. Maar jy sien jou 9 kry nie vir jou die goue medalje nie. Jou 10 kry jy die goue medalje. Amen. En vanaand wil ek vir jou sê dat die boom van die lewe moet suiwer versier wees. So Janine vanmôre gesê het, Heilige Gees, U moet my lei met alles wat ek doen, want ek wil my oë op God gerig hou. Want as 'n oomblik algoritme net daai bietjie draai en dan gaan jy daai boom mis. Dan raak jy aan die boom van kennis van goed en kwaad. Interessante feit. Sou Adam en Eva van die boom geëet het nadat hulle die sonde gepleeg het, met ander woorde van die boom van die lewe geëet het, so wat gebeur het met hulle? Hulle sou vir ewig in 'n gevalle toestand geleef het. Res van hulle leeftyd, vir alles, sal hulle vir altyd. Daarom moes God die boom gaan beskerm met cherubs, met swaarde wat vlamme skiet, sodat Adam en Eva nie by daai boom kan kom nie, want hulle was nou sondaars en God moes daai boom beskerm, nie vir dat hulle gaan, maar vir Adam en Eva beskerm. Want as jy in jou gevalle toestand van daardie boom eet, is jy vir res van jou natuurlike lewe of eintlik totale tyd, vir al die ewigheid, is jy in 'n gevalle toestand. Weet wat jy ergste? Ons het 8 biljoen siele in die wêreld, plus Indië en China is besig. Baie, Gary. 8 biljoen siele tans. En die meerderheid van hulle is in 'n gevalle toestand. Dank die Here, hulle kan nie uitkom by daai boom van die lewe tans nie. Want as jy daardie boom proe, dan dit wat jy is, gaan jy bly tot alle ewigheid. God beskerm daardie boom vir ons vanaand. Hy gee vir ons die Heilige Gees, hy gee vir ons kerkleiers, hy gee vir ons Bybels, hy gee vir ons kerke, sodat ons daardeur Jesus kan ontmoet. Amen. Maar die belofte, daai boom is daar. Daardie boom is nie weg nie. Hy het nie meer afgekap nie. Hy word beskerm vir jou en vir my, dat wanneer jy oorwin het, ek gaan vir jou skrif gee nou, wanneer die oorwinning jou nou is, dan mag jy met liefde aan daardie boom gaan eet, die 12 vrugte. Maar om daar te kom is daar 'n proses. Daar's 'n beginsel wat ons môre van wat Janine van gepraat het, die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Die probleem is 'n feit. Mense sterwe elke dag. Amen. Baie mense, duisende sterwe per dag in 'n gevalle toestand. En daar is niks wat ek of jy kan doen
oomblik as daardie persoon 'n klop neergelê het en hulle ken nie Jesus nie. Niks nie, weet julle dit? Niks nie. Daarom het ons 'n verantwoordelikheid, wat vanaand hier sit, om te besef, wat is my mandaat? Ek moet disippels maak van my familie. Moeilikste plek nie waar nie? Dis huishouding. Vra vir Jesus in Galilea. En weggejaag. En weggejaag. Al jaag julle weg, plante saad. Al jaag julle weg, plante saad. Amen. Dat die Here die werk doen. Goed, terug na die bome toe. So die olyfboom in Getsemane, julle weet van hom, een boom gee lewe, die ander boom het hulle bewus gemaak van die sonde en so aan. En die derde boom is natuurlik die boom wat die vrug verbrysel was vir my en vir jou. Jesus Christus. Ek wil vanaand sê, die tuin van Eden het God vir die mens 'n plek gegee. In die tuin van Getsemane het God die mens se plek gevat. Ons almal hoort eintlik in die tuin van Getsemane. Almal hoort daar waar ons moet sterwe vir ons sondes. Waar ons moet aan 'n kruis gehang word want ek is teen God. Amen. Maar Jesus het ons plek geneem op daardie dag in die tuin van Getsemane. Die volgende punt wat ek wil maak is Satan, Lucifer, was in albei tuine teenwoordig gewees. Julle ken die tuin van Eden, ek gaan met julle gou deel. Interessant genoeg, die tuin van Eden, hy was daar gewees hoe die mens daar was. Hoor beskryf God die geskape, gevalle engel met die naam van Satan. Jesegiel 28:13. Die 13 is 13 nie waar nie, ja? Hoor wat sê hy van Satan? Jy was in die tuin, vyande. Die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Karneol, topaas, jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies. Aan die ander woorde, hy was geklee in goud. Wow. En groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is hulle berei. Die Satan het geblink. Geklee in goud. Elke edelgesteen wat jy kan dink, was vir hom aangetrek om God te eer. Ek moet gou net vir julle vers 16 lees. Is dit vers 16? Ek vra, ja, dink is vers 16. Dis nie op die bord nie. Ek vra om verskoning, maar ek moet dit vir julle lees. Onthou net wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dit is 'n tweedelige gedeelte waar God vir Jesegiel sê jy vir die koning van Tarsis, want dus daardie gedeelte praat hy oor die sonde van die koning van Tarsis en hy het 'n meerdoelige ding en hy vertel vir die koning van Tarsis ook dit is wie jy is en hy kom en hy bring hierdie paar skrifte in om ons te herinner wie in die tuin van Eden was. Die koning van Tarsis was nie in die tuin van Eden nie. Satan was geklee met goud, met edelgesteentes aan hom. Vers 16 sê hy, jy was volkome in jou weë van die dag dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Dus Satan het geblink in die hemel. Hy was vir God mooi. Hy het goed gelyk. Hy was geregtig geweest. Tot hy die onreg in hom gekom het. Tot daar sonde in hom gevind is. Is dit nie crazy nie? Ons dink altyd aan Satan as die slang. Ja, hy was in die vorm van die slang ook geweest. Maar voor dit was hy 'n engel wat geblink het. To honor God. En toe kom hy. Toe doen hy hierdie sonde. Ek wil julle vat na die gedeelte waar hy ook in die tuin van Getsemane was. Kom ons gaan lees dit. Markus 14:43 sê, en dadelik, terwyl hy nog spreek, dis Jesus, verskyn Judas, wat een van die 12 was, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die oorpriesters en die skrifgeleerders en die ouderlinge. Goed, dit is Judas. Hy het die Here verraai, amen. Maar ons lees 'n baie belangrike skrifmis. Lukas 22 vers 18
of 22 vers 3 sê, en die Satan het in Judas gevaar. En die Satan het in Judas gevaar. So daardie aand, in die tuin van Getsemane, toe Judas Jesus op sy wang soen Satan vir Jesus op sy wang. En ek dink hy het oorwin. Ek kan imagine die gloei wat hy gedink het, gesê, I've got you. In die tuin van Eden het ek jou mense destrooi, vanaand gaan ek jou destrooi. Ek gaan jou verraai, jy gaan gehang word. Tuin van Eden was Satan daar as 'n slang. In die tuin van Getsemane was daar as die mens in die vorm van 'n mens, hom ingevaar, hy. Satan. Baie keer vat ons dit ligtelik. Die woord sê, jy moet voor jou God buig. Amen. Dan verdrywe jy die Satan. Ek sien baie keer van ons skrifgeleerders en ons dominees en pastore, ons wil die eerste gedeelte uitlos. Ons sê net, ons gaan die Satan verdrywe. Ek kan net Satan verdrywe as die Heilige Gees in my is. That's the bottom line. Om daardie aand kom Satan en hy soen Jesus op sy wang. Min wetende, dankie Jesus, God, U is so goed, dat hy is oorwin, vir die Here daardie Sondagmôre opstaan. Amen. Wat 'n skok. Die wêreld word wakker. Party mon, Satan word wakker. Dink I've got you. Maar ons weet, ons God lewe. Amen. He's got limited power. Soos dit, wat sy voorheen gesê, 23:13, wat sy formulier kry jy nie? 33:10, limited power. Amen. Ek gaan 'n spot ding nou maak, Here hoor my. Sy algoritme, Satan se algoritme, is wat? Is die weerman. Hoekom? Want, soos ek opgevaar het, gaan ek terugkom op 'n wolk. Hy hou die wolke dop, want hy weet, hy gaan terugkom en ek is verslaan. Amen. Gee die Here lofoffer daarvoor. God is good. Sien, die Here se begeerte was 'n onbevlekte gemeenskap met sy mens. Hy wou in die middag 'n aandwyntjie met julle stap. Gaan kyk na die gedeelte. Hy het nooit gesê dat hy met Satan gewandel het nie. Nêrens staan dit in skrif dat hy met hom gekommunikeer het of hy het probably was daar baie gesprekke gewees, maar hy het nie met by Satan gaan kuier nie. Hy het by Adam gaan kuier. Hy het by Eva gaan kuier. Amen. Adam en Eva het meer gehad as al daardie edelstene wat Satan gedra het en al die goud wat hy bekleed was, het God gehad en die gemeenskap saam met God. Amen. In the presence of God. En God wil dit herstel. En daarom moes hy die tuin van Getsemane gaan skep met daardie waansin en daardie bebloede aan, al wat daar aan plaasgevind het, sodat hy weer die verhouding kan herstel met die mens. Amen. Met jou en my in gedagte. Hy het baie meer gehad. Die eerste arm het opgegee. Alles. In 'n oomblik. Toe hy net sy sig weggevat het van die boom van die lewe na die boom van die kennis van goed en kwaad. Het in 'n oombliekie van twyfel, geliefdes, een van die wapens wat die vyand gebruik, is om twyfel te saai. Het God regtig so gesê? Het God regtig gesê dat ek kan nie genot hê nie? Het God regtig gesê dat ek kan nie so 'n bietjie na myself kyk nie? Dis nie waaroor dit gaan nie. Gee jy jouself ten volle vir God, vir Jesus, ten volle. Gaan jy jouself kruisig, gaan jy jouself verloon for the sake of Christ Jesus. Kerk, ons het gemaklike kerke. Goeie nuus word gedeel elke Sondag, die great news, maar hy doen niks aan jou stoel nie. Jou boude is nie warm as jy huis toe gaan nie. Inteendeel, jy is so dik geëet, né? Jy wil net so 'n bietjie gaan lê. Net as julle gaan lê asseblief, julle kan gaan lê. Ek het nie probleem met gaan lê nie. Gaan lê as julle wil. Verstaan dit? Maar weet jy wat, there's no conviction, né? Jy gaan huis toe, soos jy ingekom het.
Ag weet jy wat, ek het my duty gedoen. Ek was in die kerk. Nee, was jy in teenwoordigheid van God? Wat het jou aangeraak? Het die waarheid jou gevat? Het hy jou 'n bietjie vasgevat en gesê, Here, ek is jammer as ek te veel Facebook kyk. Was jy aan die TikTok, nee? TikTok, Instagram, wat's dan nog? Huisgenoot en Here, dan jammer ek kyk die Landblou Weekblad so baie. Hoekie vir eensaam is dit nog in daar? Onthou jy die? Hoekie vir eensaam is? Die Landbou Weekblad, my brother. Come on, wie van julle ken dit? Wie julle was daar? Ons is so geneig om, die kerk is 'n moeilike plek, want daar is die orde van die kerk, nee. Julle ken die orde, maar die orde van die kerk is die orde van die mens, nie deur God ingestel nie. Die orde van die kerk wat deur die Heilige Gees ingestel is dat daar moet 'n vuur kom oor jou. Nou, amen. Daar moet bekering kom. Jy moet verander. As jy uitgaan met jou boude brand. Die Here het met my gepraat vanaand, amen. Bang wees om jou kop neer te lê. Edward, Andrew Edward, kan ek nou sy naam is nie. Hy was ook 'n prediker gewees hier in Amerika. Hy was een van die baie eenvoudige prediker gewees. Ek dink die een oog was nie lekker gewees nie, maar hy het so gestaan. Hy het een toon gehad. Net een toon. Ek weet nie wat dit was nie, maar daar was nou geen variasie nie. Hy preek 'n preek. Dis vandag nog geskryf in die boeke, geskiedenisboeke, dat die mense begin gly van hulle stoele af, bang ons pad hel toe. En hy het 'n woord gepreek, wat gevul is deur die krag van die Heilige Gees, amen. Jy vanaand voel, Jean preek vervelig, ek het nie eens besef vanaand, dat God praat met jou. Amen. As jy gly, hou vas my broer, ons het jou. Amen. Ek wil kyk wie gly nou so op hulle boude af en sê, Here, my boude brand, Jesus. Ja, praat met ons, God. Vertel ons, herinner ons. It's not about me, it's all about you. Die tuin van Eden was die mense porsie om te verloor. Wanneer ons die term gebruik, dit is jou om te verloor, gebruik ons baie keer in sport, of in een van 'n Grand Prix, maar aan die ouens ver voor. Eintlik, hy kan nie verloor nie, want die voordeel is so groot, nê. Tensy jy 'n huge fout maak. Ons gebruik baie daai term. Dit was syne om te verloor. Die tuin van Eden was die mense om te verloor. En ons het die voordeel gehad van God, se teenwoordigheid. Geen sonde nie, geen probleme nie. Ons het alles gehad, maar ons het dit verloor. Ja, ons wil arm blameer, maar ons is mens, ons is in 'n sondige wêreld. Ons het dit verloor, geliefdes. Baie belangrik. Die tuin van Getsemane wys dat ons onsself sondaars gemaak het. Daarom het God 'n tuin geskep waar sy seun moes gesterf het vir my en vir jou. Jy moet vandag hier sit, besef jou sonde is vergeld op daardie kruisdood. Moenie skuldig voel nie. Moenie selfe asem, moenie net nie soos JC se 'n ander woord gebruik het. Moenie slap lê nie. Julle ken wat JC gaan sê? JC. Amen. Ons het arrived. Ons het gister 'n troue gedoen. Stefan en Zanay. En hy sê vir my voor die tyd, pastoor, ek sê ja, hy sê ek besef vandag dat wanneer ek daai ring aan my bruid se vinger sit, I have not arrived. I'm just starting. Amen. Mag elke Sondag vir ons wees, I am just starting for Christ. Mag elke keer wanneer ek die Here se aanroep wees, I am just starting for Christ. Complacency is 'n gevaarlike ding. Wanneer ek dink ek's okay. Ag ja, een keer 'n week bietjie bid, 'n Sondag kom vir bietjie woord hier en daar, maar niks sê van Jesus nie, nê. Ons gaan hom nie verklaar nie want dis 'n ander man se job. Dis die pastoor se werk. Nie dit werk nie, geliefdes. Baie belangrik. En ek wil hierdie met julle deel. Sonde het nie vir Adam oorrompel nie. Satan het nie vir hom oorrompel en in die keel gegryp en gesê, nou moet jy eet nie, né? Wie van julle het al daai game gespeel? Gryp ou in die nek en druk in sy mond, né? So droewors, ek weet nie wat, wat mense 'n bok kom. Proe hierso. Yummy. Ek dink dit sal goed afgaan hierso by Weerkerk nie.
Amen. Ons gaan al die stoele vol. Een gaan daar sit, een gaan daar sit, een gaan daar sit, en in 'n paar dae. Sonde het nie vir Adam oorrompel nie. Amen. Baie belangrik. Adam het homself 'n sondaar gemaak. Hy kan niemand blameer nie. Ons is so geneig om vanmôre daarvan gepraat oor die vlees, né? Ons is so geneig om te sê Satan het my dit laat make me do it. Dan dink ek dis eintlik onmoontlik. Hy kan nie. Hy weet nie waar ek bly nie. Hy hoop maar ek kom na hierdie kerk toe hier verby want hier's beweging. Ander kerk hy ry verby. There's nothing happening there. Exciting. Dink daaraan. Hier's exciting ding. Adam, ek dink Satan is maar ek dink hy kom hy ry baie vinnig verby. As hy 'n motorkar het, ek weet nie wat hy het nie. Uno turbo. Amen. Adam het homself 'n sondaar gemaak. Ons het onsself sondaars gemaak. Amen. En wanneer ons die verskoning gebruik, Satan het my laat doen, dis nonsens. Ja, hy het invloed gehad in die tuin van Eden, maar die keuse was Adam se om te sê nee. Elkeen van ons het vanaand daardie keuse. Wanneer sonde aan jou deur klop, wanneer die verbode vrug voor jou lê, wanneer die algoritme, weet ek nou, ek het hom nou 'n bietjie al as ek nou aansien, dan gaan hy hom sy eie naam verander. Die algoritme. Wanneer die algoritme jou kry op Facebook vanaand om heeltyd te kyk na motorbikes. Ja, maar te veel, né, van 'n goeie ding. Is kerk toe kom, dan kan jy gaan motorbikes kyk. Wanneer dit gebeur, dan vra jy jouself, blameer ek, wie gaan ek blameer? Baie van ons verskonings, ek soek 'n bietjie afleiding, né? Ons gebruik hier woord baie keer, net so 'n bietjie afleiding, ek is 'n bietjie moeg. Moeg het 'n naam. Sonde. Wanneer ek 'n verskoning soek om nie voor die Here te sit nie, dis wanneer ons toelaat dat die algoritme, ek het hom nou. Die algoritme het ek nou. Amen. Ek gaan vanaand my vrou sê, is algoritme my lief. Amen. Die tuin van Eden, wat verteenwoordig dit? God se heiligheid. Amen. Waar God saam met my bewandel, waar God volmaak is, soos hy altyd is, waar die mens volmaak is, 'n plek waar ons saam met hom hand aan hand kan stap. Amen. Die tuin van Eden verteenwoordig ook God se heiligheid, God's wrath, sy heiligheid teen sonde. Ek sal my seun vir julle gee, en ek sal my gesig van hom wegdraai, sodat hy kan sterwe, want ek wil jou terug hê by die tuin van Eden. Jy sien, maar nou kom ons, en ons onthou ons was daar gewees, maar dan sal die verskonings in my lewe, wat wonderlik is, en ek gaan vandag hiermee afsluit, is dat daar's 'n belofte wat God aan die mens maak. En dis waartoe ons gaan by twee tuine. Onthou die begin was die tuin van Eden volmaak. Dan as die tuin van Getsemane, 'n plek waar die Here moes sterwe, maar hy sê ek gaan saam met jou. Ek kan nie weer wag om jou te sien nie. Amen. Die heilige stad. Hoor hoe kleur God die heilige stad in. En ek gaan met julle Openbaring 21:11. Die stad was gevul met die heerlikheid van God. Dit het gestraal soos net soos 'n baie kosbare steen, soos kristalhelder jaspis. Dit wat Satan gehad het God weggevat van hom. En hy vat dit. En hy bou vir die mense heilige stad, waar ek en jy gaan saamkuier eendag. Hoor hierso, vers 18. Die boumateriaal van die muur is jaspis en die stad self suiwer goud, so helder soos skoon glas. Vers 19. Die fundamentstene van die stadsmuur is met elke soort edelsteen versier. Die eerste een is jaspis, dan safier, dan agaat, dan smarag. Kyk hierso, dan sardonyx, dan karneaal, dan chrysoliet, dan beryljsteen, topaas, chrysoprasus en jacint, ken dit nie eers nie, en amethyst. Alles wat Satan gehaat het, wat God vir hom gegee het, het hy in 'n oomblik van waansin verloor. Ek wil vanaand vir julle vra,
Kan ons daai kans vat? Kan ek daai kans vat in 'n oomblik van waansin, in 'n oomblik van waar ek dinge aanvang, dat dit wat God vir my gee, die mandaat wat oor my gespreek het, die lewe en die liefde, dat dit kan wegvat? Dat God vat nie weg nie. Ons kies om dit nie te vat wat God vir ons gee nie. Ons kies om dit weg te gee. Kom ons gee niks weg nie, kerk. Kom ons gee niks weg nie. Ek sluit af met die swaarde. Daar was swaarde in albei tuine en daar's 'n swaard vir my en jou vandag. Daar was die swaard in die tuin van Eden wat die boom van die lewe beskerm. Gaan kyk na Genesis 3 vers 8 dink ek, 3:24. Die swaard wat vlam en flikker, dit beskerm die boom van die lewe. God moes swaarde omsit om my boom te beskerm, sodat ons nie daarvan kan eet in die verkeerde tyd in ons sondige natuur nie, want dan gaan jy vir altyd sondig en gevalle wees. Dan was daar die swaard in die tuin van Eden. Waar Petrus, ons broer Petrus, die ding uitdruk en sê, "Malgas, die oor is af," en hy het gooi ges. Ek weet nie of hy oor dood gemaak het nie. Nietemin my die oor afgehaal. Gippe. Of is die oor? Hoor wat doen Jesus? Hy sê, Petrus, bære daai swaard. Dis nie die plek vir die swaard nou nie. Hy het die oor herstel. Hoekom? Hy sê vir Petrus, van die beker wat die Vader vir my gegee het, moet ek van drink. Sodat jy, Petrus, môre gered kan wees. Sodat jy, Jean, gered kan wees. Bære daardie swaard. En daardie beker is my beker wat ek moes drink vir jou en vir almal. Vir daardie persoon in jou huis, die persoon wat jy nie baie van hou nie, ma of 'n pa of 'n broer of 'n suster of 'n oom of 'n tannie of 'n vriendin of iemand wat jy nie meer pad stap nie. Die Here het ook vir hulle gesterwe. Amen. Wat het ons vandag? Wat het ons? Efesiërs 6:17. En die Here kom en sê, neem aan die helm van verlossing. Amen. En wat? Die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Ons het vandag 'n swaard in ons hand en dit is 'n geestelike swaard, amen, waarmee ons verlossing kan doen, kry, amen, waarmee ons kan gaan preek en gaan bedien ander mense. Jy het 'n swaard in jou hand vanaand, geliefde. Ons is soldate, amen. So 'n lang swaard, kleer jou swaard in jou kop en kleer hom in die woord van God. Dit is my tool, my swaard van verlossing. Moenie dat die vyand vanaand 'n swaard oor jou kop sit nie. Julle ken daai gesegde. Ek het 'n swaard, ken jy dit nie? Ek het 'n swaard oor my kop. So, wie ken dit nog nie? I've got a sword over my head. In Engels, dink, it's important. Dis wat die vyand gaan doen. Hy gaan 'n swaard oor jou kop hou. Hy gaan jou probeer onthou dat jy 'n sondaar is, dat jy dinge aangevang het. En veral met die algoritme. Né? Come on. Oorwinning is joune. Gewoontes. Wat is gewoontes? Dis iets wat jy aanleer. Amen. En gewoontes het net twee dinge. Jy's nooit 'n neutrale gewoonte nie. Daar's 'n positiewe gewoonte en daar's 'n negatiewe gewoonte. Daar is nie in between nie. Ek het nog nooit in my lewe 'n neutrale gewoonte gesien nie. Nie die twee. Of jy's vir my of jy's teen my. Daardie negatiewe gewoontes, en ek gebruik dit baie wanneer ek die paartjies trou. Een van die negatiewe gewoontes is jy laat opstaan. Of sukkel om op te staan. Baie ander. Amen. Jy het die swaard van die woord van God in jou hand vanmiddag. Amen. Ek gaan hiermee afsluit. Waar is ons worship span, ons aanbiddingsspan? Ons sing vir ons 'n dientjie. Ons sing vir ons 'n liedjie. Amen. Wanneer jy huis toe gaan hierdie week, dink 'n bietjie aan die twee tuine. Dink aan die tuin van Eden. Dis waar God mens bymekaar gekom het, waar hy die mense geskaap het uit daardie grond by die tuin van Eden aan die ooste van die tuin het hy dit geskaap en daarmee het hy gesê ek gaan saam met julle gemeenskap hê. Ek gaan elke dag wil ek in die aand saam met jou wandel. Ek wil hoor hoe was jou dag? Goed of sleg? It doesn't matter. Amen. En dan gaan jy na die tuin van Getsemane en jy vra jouself, jy herinner jouself wat op daardie aand gebeur het. Ons is baie by die kruis op die Vrydagmiddag, dit is goed, want op die kruis het hy gesterwe, maar om daar te kom, moes hy in die tuin van Getsemane gepers word en gekneus word.
Hy moes daar daai beker drink met my naam op. Amper soos daai medisyne wat ouma en oupa vir ons gegee het. Kasterolie. Halleluja, Jesus. Ek is doodseker is ook daar gemanufacture iewers te daar naby. Wie van julle het al kasterolie nog nie gedrink nie? Ons moet vir julle gee, geliefd. Ons kan nie alleen suffer nie. As jy nog nie gedrink het, jy bring vir ons saam. Bestaan dit nog? Dit bestaan nog. Waar? Apteke, kom ons maak hulle toe. Amen. Kasterolie. Partykeer moet ons die kasterolie drink, want ons het genesing nodig, nie waar nie? Simboliek. Vir jouself te sê, partykeer moet ons daardie slegte deurgaan, sodat God can pure us, hy kan ons suiwer maak. Amen. Maar kasterolie doen anders. Ek dink kasterolie maak jy nie noodwendig gesond nie. Ek dink jy word gesond, want jy wil nie weer van dit hê nie. Is dit werk, nee? Ja. Ek doodseker, daar's geen medisyne aan binne, behalwe net 'n slegte smaak. Amen. Ek los julle dan, ek gaan daai skrif los nadat ons 'n liedjie gesing het. Amen. God maak vandaan die verklaring dat God het hom wat geen sonde geken het nie, vir ons sonde gemaak, sodat ons in hom die geregtigheid van God kon word. Dit is die evangelie van Jesus Christus, koning van die koning, die Here van die leerskare, met jou naam op sy hand gegraveer. Ontvang die lof en die eer daarvoor, Jesus. Dankie, Here, dat ons witter gewas is as sneeu. Ons sonde wat soos skarlaken was, nou weg is. U is God, nie is goed. Ons is lief vir U. Vul ons harte met die teenwoordigheid. In Jesus naam. Amen en amen. Kom ons hier lof of prys die Here. Amen. Put on the lights for us. Right, geliefdes, ons gaan huis toe. Onthou julle tuine hierdie week. Onthou dat elkeen van julle 'n mandaat gaan soek het, gaan jaag het na. Sien julle Sondag. Shalom. God bless.